het in die boek ingeduik en ons het dieper geduik en as jy die hele duik gemis het, dan is dit op YouTube beskikbaar. Dan kan julle op YouTube gaan inhaal en dan kan julle daar gaan opvang. Karin het laasweek 'n wonderlike boodskap gehad. As julle dit gemis het, gaan kyk op YouTube. Sy het so 'n bietjie 'n ander koers gepraat en ek het julle beloof, ek gaan vir die volgende rukkie gaan ek nou stil staan by hierdie verskillende wapens wat in Efesiërs 6 vir ons beskryf word. En ek wil sommer vandag vir jou sê, soldaat vir Christus. Dis die tema wat ons hierdie volgende paar weke gaan gebruik, met die wapenrusting aan. Dubbelpunt, en dan gaan ons hulle so 'n bietjie uitpak en by elke week so 'n bietjie stil staan oor wat die woord van die Here vir ons hieroor wil leer. Daai teks is belangrik, vers 10, net so vir die konteks. Daar Paulus het nou gepraat oor die eerste 3 hoofstukke oor jou identiteit, wie is jy in Christus? In hoofstuk 4, 5 en hierdie eerste gedeelte van 6 het hy gesê, dit gaan nie oor informasie nie, dit gaan oor transformasie. Hierdie goed moet in jou lewe sigbaar word. Anderster is dit goeie breingimnastiek. So dit moet in jou gesin, in jou huwelikslewe, moet dit grondvat eers. Dan moet dit in jou gesinsverhoudings, jou verhoudings met die mense om jou grondvat. Daar waar jy werk en daar waar jy bly en daar waar jy kom en waar jy gaan, daar moet hierdie goeie sigbaar word. En dan kom sê hy vir ons in hierdie laaste paar verse, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. So waar dink julle vind hierdie listige aanslag van die duiwel plaas? Dit vind in ons huwelike plaas, dit vind in ons gesinne plaas, in ons verhoudings met mekaar, waar jy kom en gaan, dit vind by die werk plaas, dit vind by die kerk plaas, dit vind in die dorp plaas. Paulus sê, in hierdie stryd, in hierdie oorlog, moet ons krag in die Here soek in sy groot mag. Ons vers 12 stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom, let op, die wapenrusting in 83, Griek sê, volle wapenrusting. Dit gaan nie hier oor kies 1 of 2 of 6 nie, almal. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee. So hoekom? Sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, op julle pos kan bly staan. As jy skerp is vanmôre, en jy lees hierdie stukkie deur, en jy ken hierdie wapenrusting, is daar 'n baie interessante ding. Hierdie soldaat het geen wapenrusting regtig op sy agterkant nie. Die borsharnas kom nou om hier agter, maar al hierdie wapenrusting wat die Here hier beskryf, is in sy voorkant. Hoekom? Want die Here het nie losers as soldate nie. Hy soek nie ouens wat omdraai en weghardloop met hulle oop rug na die vyand toe nie. Hy rus ons toe, sodat ons gesig teen gesig in hierdie oorlog staande kan bly. Hy het ons nie gemaak, sodat ons kan weghardloop nie. Hierdie skoene in ons voete wat ons by gaan stil staan, het nie spykers aan, sodat jy 'n rekord kan breek, soos wat jy weghardloop vir die moeilikheid nie. Dis sodat jy kan sterk staan in die moeilikheid. Trek die volle wapenrusting aan, sodat jy kan weerstand bied, sodat jy op jou pos kan bly staan, en nie nodig het om weg te hardloop nie. Bly op jou pos, toegerus, met die waarheid as die gordel in julle heupe, die vryspraak deur God as die borsharnas, die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig as die skoene aan julle voete, die geloof as die skild in jou hand, want daarmee sal jy al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op jou kop, vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend, smeek God by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Weet jy hoekom? Het ek nie 'n spul wapens hier agter my rug nie. Want jy staan daar. Hierdie Romeinse soldaat het rug teen rug geveg. So ek het nie gewaarig oor my rug nie. 'n ander ou se gesigkant het my rugkant beskerm.
So hierdie laaste stukkie, ons gaan daarby stil staan, sê hy, ons moet vir mekaar bid, ons moet daar wees vir mekaar, ons het mekaar nodig. Jy moet my rug toemaak, jy moet in die agterkant veg, en as ek so draai, weet ek, is iemand by my, en so weet jy, daar is iemand by jou, en so is ons saam besig, om hierdie geveg te veg. Bid vir mekaar, bid vir gelowiges, wees waaksaam, bid vir my ook, sê Paulus, dat wanneer ek preek, God my die woorde sal gee, om die geheimenisse van die evangelie met vrymoedigheid bekend te maak. Ek sit terwille van dit hier in die gevangen, bid dat ek met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit op my opgelê is. As ons hierdie goed lees, ouens, dan besef ons somme baie vinnig die volgende. En dit is wat A.W. Tozer geskryf het. Hy het gesê, Christenskap, disipelskap, of jy nou vandag 'n tiener is, 'n kind is, of jy nou die oudste in hierdie gebou is, as jy jou hand in Jesus se hand gesit het, dan word jy nie net 'n Christen nie, jy word 'n disipel, 'n soldaat van Christus. En Christenskap, sê A.W. Tozer, impliseer nie 'n speelgrond nie. Dis nie 'n speelplek met klimrame en swaaye waar ek en jy rustig speel nie. Dis veel eerder 'n oorlogsveld. Instead of a playground, we must think in terms of a battleground. Om Christen te wees, julle, beteken ons is in 'n oorlog. Jy kan nie daar rustig op jou skoppelmaatjie sit in die park op die speelgrond en dink jy gaan staande bly in hierdie wêreld nie, want ons het 'n vyand. Die eerste paar verse ons het daarby stilgestaan by 'n vorige geleentheid. Ons het 'n vyand. Ons het 'n vyand. Hierdie vyand het mag. Hy's nie almagtig nie, maar hy's magtig. Ons lees in daai vers, daar's magte, daar's bose magte, daar's kragte teen wie ek en jy veg. En as ons vanmôre by hierdie teksgedeelte stil staan, dan kom sê die Here vir ons, dit help niks om hierdie brief van hoofstuk 1 tot hoofstuk 6 vers 9 te lees, toets daaroor te skryf en volpunte te kry, as dit nie grondvat in jou lewe. Van identiteit na intensiteit. Dis eers wanneer ek en jy die goed wat ons hoor, doen. En daarom kom sê hy vir ons in hierdie teksgedeelte so mooi, trek aan, dis 'n imperatief, dis 'n opdrag. Dis nie iets wat vir my gedoen word nie, dis iets wat ek aktief in deelneem, om hierdie goed aan te trek. Ons vyand is 'n baie interessante vyand. Ek weet nie wie van julle kan hierdie ouetjie onthou nie. Julle wat nou 'n bietjie jonger is, hy was ook nou nie in my tyd nie, maar ek het hom geweet van hom. Hierdie ouetjie is Houdini. Nou die van julle wat hom nie ken nie, is hy was 'n ou wat van dorp tot dorp beweeg het, en dan was hy 'n tipe ou wat op een of ander manier uit enige ding ontglip het. Hulle het hom toegesluit met slotte, en dan het hy hierdie ouens op een of ander manier mislei om daar uit te kom, om daar los te kom. Hulle het hom onder water gesit, en op die einde van die dag, as ek dit reg het, korrigeer my, het hy verdrink, dink ek. Iewers het iets verkeerd geloop, en kon hy nie die sleuteltjie kry of die ding kry wat hy weggesteek het nie, maar hy het hierdie mense mislei. Hulle het na hom toe gestroom in die dorpe, om te kyk hoe hierdie ou uit hierdie onmoontlike situasies uitkom. Nou hy was 'n misleier gewees, 'n kulkunstenaar. Ek weet nie wie van julle kan vir Martine onthou nie. Nou, hy was een van my favorites gewees. Tyons het hom hel toe gestuur, want hy was demonies en van die duiwel, as hy daai goeie so rondgeskuif het, maar ek het altyd, as hy opgetree het ek altyd gesorg dat ek daar kon wees. En ek kan onthou, ek het so gesit en hom altyd dopgehou, want toe, hoe meer jy, hoe moet hy gesê, hoe mooier jy kyk, hoe minder sien jy. Okay, want sy hande was flink en vinnig, en hy het jou mislei. Terwyl hy hier besig was, het hy die goed hier aan die ander kant rondgeskuif, en vandag weet ons, YouTube wys ons, daar's vals bome en al hierdie goed in. Maar hulle is kulkunstenaars, hulle het ons mislei. Maar as jy 2 Korintiërs 11 vers 14 tot 15 lees, dan is daar iewester 'n Houdini met hoofletters, die misleier van die misleiers. En sy naam is die duiwel, die Satan. En dis ons vyand waarvan Efesiërs 6 praat.
En hierdie vyand van ons is besig om ons op 'n baie subtiele manier in hierdie wêreld waar ek en jy bly, te mislei. Hy laat ons dink geluk bestaan, waar daar nie geluk gevind kan word. Onthou, wat is 'n misleier? Wat is hierdie kulkunstenaars? Hulle laat jou glo in iets wat nie regtig daar is nie. En so trek hulle jou saam. Die duiwel, ons vyand, Efesiërs 6, laat jou dink aan geluk en dat geluk bestaan waar dit glad nie gevind kan word nie. Hy laat ons dink dat ons veilig sal wees, al is ons daar glad nie veilig nie. Hy laat boosheid aanloklik lyk en Bybelse waarhede vervelend, boring, lame. Hy lei ons op donker paaie sodat ons aan een of ander iets verslaaf raak. Sodat daai verslaafdheid na 'n rukkie 'n onbeskryflike leegheid word, sonder vreugde. Hy is 'n misleier by uitnemendheid. En dit is hoekom 'n lewensmaat kan voel dat dit geregverdig is om 'n affair te hê met iemand anders. Want iewester in sy of haar kop mislei hierdie vyand vir jou, dat jy nie dit kry wat jy daar soek nie, en dan is dit reg om by iemand anders betrokke te raak, want jy kry nie wat jy nodig het in jou eie huwelik nie. Hy mislei jou op so 'n manier, dat jy voel maar, jy is eintlik die uitsondering op die reël. Vir die ander ouens is dit verkeerd, maar vir jou is dit reg. Dis hoekom jong volwassenes oortuig kan wees dat jy niks sal oorkom as jy met vuur speel. Almal sê vir jou device is jou beste vriend, maar hy is jou grootste vyand in jou tas, op jou tafel, langs jou kop en jou broeksak. Al die statistieke sê vir ons wat hierdie ding aan jou kan doen. Al die statistieke sê hoe afgestomp raak ons, want ons skraal net die hele tyd. Maar op een of ander manier kan hy my en jou oortuig dat hierdie vuur waarmee jy speel nie vir jou sal brand nie. Dalk vir iemand anders, maar nie vir jou nie. Dis hoekom sakemanne 'n verskoning kan uitdink om by een of ander onderduimse ding betrokke te wees. Nie omdat jy die korrupste ou onder die son is nie, maar omdat hierdie misleier dit reg kry om vir my en vir jou op 'n punt te bring waar ons glo dat dit waarmee ons besig is, reg is. Dat dit nie vir ons sleg sal wees. Ek wil sommer net vandag na Genesis 2 vers 16 en 17 toe vat. Ek wil jou help om vanmôre iets te sien van hierdie misleier se strategie. As jy daai bekende teks lees, dan is die eerste klompie verse in Genesis mos daai mooi goed van God het alles gemaak en dis mooi en dis pragtig. En dan staan daar so in 2 vers 16 staan daar so God het die twee as ek nou net by die regte hoofstuk is, 2 vers 16 staan daar, die Here het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy nie eet soos jy wil nie, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe. En dan gebeur daar in hoofstuk 3 vers 1 tot 6 hierdie baie interessante ding wat jy uit jou kop uit ken, maar dis die strategie van Houdini met die hoofletter. Die duiwel wat daarop uit is om vir my en vir jou te mislei. Sy strategie sien ons, die slang was listiger as al die wilde diere wat die Here gemaak het. En hy het vir die vrou gesê, het God werklik gesê, jy mag van geen een van die bome in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrug van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag nie dit aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, man. Maar God weet, dat julle oë sal oopgaan die dag, as julle van daai boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles sal ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, mooi is om na te kyk, en begeerlik is, omdat dit kennis kan bring. En sy het toe van die vrugte gepluk en geëet,
Sy het ook vir haar man daar gegee en hy het geëet. Jy moenie asseblief nie in hierdie teks inval en sê, as dit nou net nie vir die vrouens was nie, dan was ons nie waar ons was nie. Ons mans moes opgestaan het en gesê, nee vrou, maar ons het maar geëet. So ons is almal korrup en skuldig voor hierdie probleem van sonde. Maar sien jy vanmôre baie mooi, waarmee is hierdie Houdini met hoofletters besig? Hy het 'n strategie. So wat is die waarheid en die standaard wat God gestel het? Jy mag van alles eet behalwe die een boom. Wat het die vyand gesê om hierdie standaard van God te verdraai? Want dis sy strategie, mislei. Okay? Hy vat iets en hy verander dit so 'n bietjie dat dit amper so lyk, maar hy kry jou reg om in 'n affair betrokke te raak. Hy kry dit reg om met vuur te speel. Hy kry dit reg om een of ander transaksie te doen wat jy na die tyd sê, ek kan nie verstaan hoekom hy dit gedoen het nie. Want hy draai die waarheid effens. Het hy gesê, julle mag van geen van hierdie vrugte eet nie? Een boom, geen boom. Een boom, geen boom. Ons twee honde se name is Kami en Capri. Toe ons die dag by Dr. Havelaar kom met die twee hondjies, toe sê hy, julle moet hulle name verander. Hulle gaan altyd albei na julle toe kom. Kami, Capri, hulle gaan dink julle roep hulle name te naby aan mekaar. Een, geen. Dis so naby aan mekaar, en hy vra dit vir haar, en deur daai strategie, het sy nie op haar voete gedink op haar oomblik nie, en dan kom hy met 'n aanbod. Dan kom hy met 'n baie interessante aanbod. Hy maak haar 'n aanbod wat so aanloklik vir haar is, dat sy teen God draai. En God se wil radikaal teewerk. Jy mag nie van hierdie boom eet nie. Hy kom met 'n aanbod wat sê, man, as jy van daai boom eet, nee, gaan jy soos God wees. Jy gaan alles wees. So wat is die aanbod? Wil jy soos God wees? Jy kan soos hy wees, jy gaan alles kan weet soos God alles ken. En toe sê hierdie teks, het haar oë oopgegaan en het hierdie boom vir haar aanneemlik gelyk. Die vrugte het toe ewe skielik mooi geraak. Hierdie aanbod wat hy vir haar op die tafel gesit het haar so mislei dat sy die verkeerde keuse gemaak het. En hierdie keuse het 'n rimpel effek. Dit het haar geraak. Dit het haar man geraak, dit het elke liewe kind wat vandag gebore word op hierdie aarde geraak, want ons word ontvang in sonde, en dit is die vloek van hierdie keuse, die rimpel effek van hierdie keuse, wat sy in haar lewe gedoen het. So daarom wil ek vanmôre vir jou na hierdie teks toe vat, en sê die Bybel vir ons, is ons in 'n oorlog betrokke met die misleier, met die Houdini met 'n hoofletter, waarmee ek en jy nie op ons eie alleen te doen moet kry en wil kry. Daarom moet jy jou krag in die Here en in sy mag soek. Want hierdie misleiding van hierdie Houdini met die hoofletter is dood eenvoudig bo ons vlak. Dit wat die eerste skepsels van God, hulle rug op God draai, dis sy vermoëns, dis hoe hy kan mislei, dat jy jou rug op God sal draai. Maar God sê, ek het 'n plan. Ek het 'n plan. Ek stuur jou nie in hierdie oorlog en in hierdie wêreld in nie. Maar moet asseblief nie op jouself aangewese wees nie. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, kan ek en jy nie met ons eie gevoelens, met ons eie verstand en met ons eie instink teen hierdie misleiding van hierdie vyand van ons staande bly. En ek wil vanmôre vir jou hê, help om net so 'n oombliekie te dink aan jou gevoelens. Jou gevoelens kan nie sterk genoeg wees om teen hierdie misleier te staan nie. Hoekom nie? Want jou gevoelens is subjektief. Dit verander. Emosies is wispelturig. Jy's so 'n verkleermannetjie op 'n smartiebox. Jy's nou so, net nou so, en dis jou gevoelens. Jy kan die regte fliek kyk, dit gebeur so met ons. Dit gebeur so met ons. Jy kan die regte fliek met die regte musiek en die regte storielyn vir jouself opsit, en voor jy jou kan kry jy trane in jou oë.
Man en hoe hy ons is onze vriend kyk. Ons sit maar so, dan begin ons maar so maak, en dan kan ons nou hier met ons brille, en dan kry ons een van 'n sinus aanval. Die vrouens huil smart en trane, die water drup so op die vloer. Maar ons huil so subjektief, né? Maar die regte musiek, die regte storielyn, dit kan jou so hartseer laat voel. En terwyl jy nie die oomblik van hartseer is, storm jou kind in die kamer in, of in die vertrek in, uit die bloute uit, of jou kleinkind, en hulle kan iets ouliks doen of sê, en wat gebeur dan in jou lewe? Net so, gou glimlag jy, en droog jou trane op, en is jy op 'n ander plek. So nou probeer ons teen hierdie misleier staande bly, deur ons gevoelens. Of ons probeer ons eie verstand gebruik. Ons wil rasioneel breingimnastiek teen hierdie ou beoefen. Selfs ons verstand en ons denke is nie so stabiel en so sterk en so staande, dat ons teen hom en sy misleiding kan staan. Hoekom nie? Want as ek die regte inligting kry, of ander inligting inwin, of 'n ander perspektief gebruik om na hierdie saak te kyk, dan verander my manier van dink oor hierdie ding. So my denke is nie stabiel genoeg en standvastig genoeg om teen hierdie ou te bly nie. Instink, wat is dit? Dis daai innerlike, natuurlike aanvoeling waarmee jy morele keuses in jou lewe maak, hier binne ons. Julle jong ouens praat ons van guts. Ek vra vir jong ouens, hoe maak julle life-changing decisions? Dan sê hulle met ons gut feelings. Hierdie innerlike ding hier binne, né? Ek dink nie dis verkeerd nie, die Heilige Gees gebruik hierdie innerlike, natuurlike aanvoeling wat hier binne in ons is. Maar hierdie goed is net so vatbaar, want my instink, en dit wat hier binne is, dit word gevorm deur die generasiebagasie waarmee ek in hierdie wêreld aangaan. Wat ek kry van my vorige geslagte af, my ouers, my omgewing, my onderwysers, my dosente, lewensomstandighede, al daai goeders het 'n invloed hier binne in my instink. Hier in my innerlike, natuurlike aanvoeling. So, ons kan ook nie dit gebruik nie. Ons kan nie dit gebruik om teen hierdie Houdini misleier te veg. Charles Spurgeon het gesê, die groot ding wat ons nodig het, Basileia familie, nie net in sy tyd nie, nie net in die paradys daai dag met hierdie misleidingsstrategie teen Adam en Eva nie, maar vandag sê Charles Spurgeon, een van daardie groot ouens wat groot spore getrap het, onderskeidingsvermoë is waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Luister mooi, wat sê hy? Dit gaan nie daaroor om die verskil te ken tussen wat reg en verkeerd is nie. Dit gaan veel eerder daaroor om die verskil tussen reg en amper reg te ken. Want as hierdie misleier Houdini vir jou iets op die tafel kom neersit, wat radikaal van die Bybel verskil, gaan jy vir hom sê, get the road, Stones. As hy hierdie rooi ouetjies met die horingkies in die virkie is, wat so by jou opdaag, en jy mos 99,99% vir hom sê, vat jou goed in trek. Maar hy vat dit wat reg is, en dit wat amper reg is, geen een, Kami Capri, en hy bring dit na jou tafel toe, en tussen daai goed, moet jy dan op die einde van die dag staande bly, nie op jou eie nie, maar met hierdie krag en wapenrusting, waarvan Paulus hier skryf. Nou ek wil sommer hierdie useless information vir julle nou vra, en as jy reg is, dan hoef jy vir die volgende 6 Sondae net 1 keer op 'n Sondag kerk te doen. Ok, as jy verkeerd is, dan moet jy 3 keer kom. Watter een van hierdie 2 is die wit renoster, en watter een van hierdie 2 is die swart renoster? Maar moet nou nie uitskree nie, ek gaan dit georganiseer doen. Ek gaan eers vir julle vra, wie sê watter een is watter een? So, ok, is hulle reg, wie sê? Ok, wie sê die linkerkantste ene? Die linkerkantste ene is die swart renoster. Ok, wie sê dis die witte? Sê clueless. Ok, alright, wie sê die regterkantste ene, daai met die platback? Wie sê, hy is die swart renoster? Of sy? Wie sê, dis die wit renoster? Ok, right. As jy die ronde bek gekies het vir die swarte, is jy reg.
As jy die plaatbek gekies het vir die witte, is jy reg. So almal van julle kan volgende Sondag net een keer kerk toe kom, okay? En brood en alles kry. Maar sommige, het julle al hierdie tipe renoster gesien? Daai is 'n tipe Japaneese renoster. Nou daai man verduidelik vir my ietsie moois van wat Paulus bedoel met die wapenrusting aan. Daai ding lyk of hy sulke velle of goeders oor hom het, dit lyk of dit soos armor is wat daai renoster op het. Nou ons se velle is mooi plat en dit lyk amper of dit saggies is, maar al is dit dik. Maar daai ene lyk as ek hom so kyk of hy iets aan het wat hom hier bo oor sy skof beskerm. Hy het ietsie agter op sy boude wat hom beskerm en hier oor sy lyf het hy ook ietsie. En dan kom sê Paulus, sommer net om jou gedagtes in hierdie oomblik op hierdie bladsy te kry, sê hy, jy's in 'n oorlog met Houdini met 'n hoofletter, met die misleier van die misleiers, en sonder die wapenrusting van God, gaan jy nie staande kan bly teen hierdie ou nie. Die volle wapenrusting. En daai kan jy dalk nie so mooi kyk nie of sien nie, maar dit is die prentjie wat Paulus daar gebruik. Nou herinner ek jou gou hier aan, waar's Paulus as hy hierdie brief skryf aan Efese? Lekker daar op 'n Camino, iewers ter langs die see, sit hy daar lekker met 'n ongesuurde broodjie en 'n glasie wyn. Hy's in die tronk, vasgeboei aan waarskynlik 'n Romeinse soldaat wat so lyk. Hier langs hom. En nou sit hy in die tronk, hier langs hierdie ou, met hierdie montering aan, en hy kyk vir hom, en hy's besig om te skryf aan die gelowiges in Efese, en hy sê vir hulle, julle stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die bose, die onsigbare, teen Houdini met 'n hoofletter, die duiwel, wat uit die hemel uit geval het soos 'n weerligstraal, en wat nou op hierdie aarde in die onsigbare dimensie aktief besig is om te werk. Maar God het vir ons 'n wapenrusting gegee, wat ons teen hierdie ou kan beskerm. Die moderne weergawe van dit lyk nou maar so. Dis hoe dit vandag waarskynlik lyk. 'n Bril en 'n ding op die kop en iets wat jou bors beskerm. Maar die ou tydse soldaat het 6 tipe wapens gehad, of sy kleredrag het 6 goeders uit bestaan. Ons gaan vanmôre stil staan as ons oor hierdie misleier praat, en jy probeer jouself in hierdie posisie kry daar in Genesis 3, waar hy besig is om jou te mislei, sê die Here deur Paulus, is die eerste belangrike ding wat ons vanmôre vir mekaar moet sê, wat jy moet aan hê, is die gordel. Trek die volle wapenrusting aan. Vers 14 sê, bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as die gordel om julle heupe. As julle niks het om te doen, moet julle 'n bietjie op YouTube leer om Grieks te lees. Ja, dis 'n wonderlike taal. Toe ek Grieks moes geleer het daar op universiteit, het ons gemou. Nou vra ons vir die profs, hoe kom dit ons hierdie taal leer? Dan sê hulle, want julle sal eendag sien. Nou sien ons. As jy daai teks so mooi gaan lees, en jy gaan lees 'n bietjie ander vertalings, daarom wil ek jou aanmoedig. Moenie vertalings langs mekaar sit en gaan sê, die een is duiwels en die een is nie duiwels nie. Gaan lees die vertalings, want dit het verskillende bedoelings, né? As jy na 'n meer letterlike vertaling toe gaan, soos die Griekse teks, dan staan daar so, omgord jou lendene. Nou julle wat jonger is, lendene. As jou pa vir jou sê, hoor hierso, jy gaan nou uit en jy sien jou broeksak so 'n bietjie af, julle dra mos dit, jy sien die halfmas hang. Dan sê jou pa, trek op jou broek, het jy jou lendene omgord? Dan gaan jy vir jou pa sê, hallo, Eileen, wat sê pa nou? Hy sê maar net vir jou, sit jou belt aan en maak jou broek vas. Ok, hy sê in 'n kar ry, is daar sulke liggies wat sê, gespe jouself vas. Sê die veiligheidsgordel aan. Party van julle ignore dit. Jy ry die hele pad, ding, ding, ding. Daai ding maak daaraan so hard, jy wil iets breek, maar sit net jou gordel aan. Maar jy ry ding, 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 ding. Ek wil 'n paar ontwerp wat jou naderhand gaan laat stop en sê, luister nou vir my, sit jou gordel aan, anders ry ons nie verder nie. So Paulus sê die eerste belangrike ding wat hierdie soldaat aangetrek het, en dis baie mooi in die teks geskryf, en dis nogal nodig om dit sommer net te verstaan, is dis die eerste stuk ding wat hy aangesit het. En dis nie so dun strappietjie wat jy net omsit nie. Party van julle dames het mos net so 'n kettingkie gordeltjie wat julle aansit, en party van ons manne het 'n stewige ding, maar daai ding was so 'n leer ding wat hulle om hulle gesit het. En daai ding was van voor af, het hy sulke leer, wat noem mense dit nou? Dinge aangehad wat so afgehang het, en dit het jou half baie belangrike stukkie deel van jou toerusting uitgemaak.
Dis ook eerste aangesit. En daarom sê Paulus, die eerste ding wat ons moet doen, as ons in hierdie misleiding wil staande bly, is om die gordel van die waarheid om te sit, om jou lendene vas te gespe met die waarheid. Nou hierdie ding het 'n baie belangrike rol gespeel in daai Romeinse soldaat. En Paulus sien dit, en nou gebruik hy daai bekende waarheid, en almal wat in Efese rondgeloop het sulke soldate gesien, en het presies geweet na wat hy verwys, en nou maak hy dit geestelik van toepassing. En ek en jy moet vanmôre daai sprong maak. Ons het nie 'n klou hoe lyk sulke soldate nie. Ek wil nie altyd eers ons soldate sien nie, want as hulle drill en hulle loop rond met hulle goeders, dan lyk hulle vir my nie so nie. As daai Chinese en Japaneese daar op die pleine loop, dan lyk hulle weer soos robotte. En ek dink baie keer is AI wat daai goeders so maak. Dit is so perfek. Maar hierdie ou het hierdie ding aangesit, en in die eerste plek het 'n soldaat geweet, as sy core muscles en sy kernspiere, dis die Afrikaans daarvan. Dis jou maagspiere, jou lae rugspiere, en hierdie spiere wat hier om jou bekken is. As dit nie in die eerste plek sterk is nie, of versterk word nie, het jy probleme in 'n oorlog. Hoe voel jy as jy ook gestraf word om 'n paar uur in die mall te loop? My lae rugpyn so, ek kan haar dit nie meer hou nie. Regtig waar, dit word so seer. As ek in die tronk moet wees en hulle gee my parool, en hulle sê jy moet elke dag in die mall loop, sê ek bly in die tronk. Maar dis nie die mall nie. Ek gaan lees nou 'n bietjie oor hierdie goeters, en ek is 'n drawer, en ek praat met die ouens, ouens wat ver hardloop, ouens wat iets tussen die ore het en iets verstaan van hardloop. Weet jy wat doen hulle? Hulle hardloop nie net nie, hulle oefen hulle core muscles baie voor 'n lang wedloop. Want hierdie muscles hier om jou middellyf hou jou reg op. As jy 'n paar kilos gehardloop het en hierdie goed is nie sterk nie, dan begin jou bene allerhande goed doen en dan kry jy ITB's en pyne oralste, want dis die probleem sit hier. Hou jouself bietjie in die spoeldop. Wil jy weet of jy sterk maagspier het? Gaan doen 'n paar sit-ups, gaan plank 'n bietjie. Maar as jy jouself bekyk in die spieël en jou skouers begin hang en jy begin so maak, jy begin so loop, it's time. It's time to train your core. It's never too late. Die van Sarfontein, daai Springbok rugby spelers nou al jare uit die game uit, as hy tee maak, terwyl die ketel koop, wat doen hy? Daai soldaat het geweet, hierdie korspiere is belangrik, dit moet sterk wees. Hulle het ure geoefen om hierdie goed sterk te maak, maar daai belt wat hy gedra het, daai gordel het sy postuur versterk in die eerste plek. Dit het hierdie kernspiere van hom versterk, dit het hom regop gehou, dit het hom gehelp om die regte postuur te hê sodat hy kon veg. Dit was 'n stit gewees, dit was 'n hangplek gewees waaraan sy ander wapentuig of aangehang het of ingehaak het. Nou as jy 'n yster borsharnas moet dra, ons gaan 'n bietjie daarby stil staan een van die dae. En daai ding moet nou hier bo oor jou kom en jy moet hom dra met al daai gewig en jy moet gaan stap en jy moet gaan oefen. So 'n soldaat, né? Gemiddeld tussen 34 en 40 kilogram. Dit was sy mondering gewees. Hy het 'n tent saamgedra, hy het 17 dae se meel of goed saamgedra, kos saamgedra. Hy het stokke saamgedra om 'n tentjie mee te maak, 'n maler waarmee hy die goed moes maal, al hierdie goed saam, plus sy borsharnas, sy swaard, sy skild, al daai goeders, tussen 30 en 40, partykeer 60 kilogram gewees. En daar was 'n interessante generaal Marius, in die Romeinse tyd. Een het ook hierdie goed voorberei, toe word ek so opgewonde. Generaal Marius het in die tyd al besluit, dat hierdie groot konvooie, wat hierdie soldate se klere en se goeders namens hulle gedra het, moet end kry. En daarom het soldate, Romeinse soldate, bekend gestaan as Marius Muile. Hulle het na hulle begin verwys as Muile, want hy het gesê, ons gaan nie meer iemand kry om julle goed vir julle te dra nie, dit vertraag julle spoed. Dit maak julle stadig, as julle moet wag vir hierdie konvooi, om julle goed by die oorlog te kry. Elke ou dra nou sy eie goed. Dan kan jy vinniger op 'n plek kom, en ons hoef nie te wag nie. Maar daarvoor het hierdie ouens die gesp gehad, want hierdie swaar borsharnas het daarin gedruk. En daai borsharnas, sy gewig is 'n bietjie opgetel en om sy lyf gedra. Die swaard, die lang swaard en die kort swaard,
het ook in hierdie gespe, of in hierdie beld van hom ingehaak. So sonder hierdie beld, was die ander wapentuig eintlik in die moeilikheid gewees. Hy het eers daai beld opgesit, en dan hierdie goed so ingehaak en aangehaak. Paulus sê, as jy staande wil bly teen hierdie misleier, teen die nie met 'n hoofletter, is die volgorde wat jy aantrek baie belangrik. Die heel eerste ding wat jy moet hê, is die waarheid. Want al hierdie ander goeders pas aan die waarheid. 'n Ander belangrike ding, hierdie beld het hierdie Romeinse soldaat se rok half opgehou, en het hom nie ingedruk, en hy het sy lendene omgord. Die Ou Testament het die Here ook vir die ouens gesê, so hy moet trek, het hy gesê, maak vas julle lendene, trek julle lang rokke in, en dit was die simbool wat gesê het, jy's gereed, jy's aktief, jy kan werk, jy kan betrokke raak, jy's gereed vir die oorlog. So daai beld het veroorsaak dat hy beweeglik kon wees, en betrokke kon raak in hierdie oorlog. En dan 'n baie belangrike ding, wat jy dalk nie geweet het nie, is dat hierdie beld, het die status, die identiteit van 'n soldaat gekommunikeer. As jy wil weet, wat hierdie ou se rang was, of in hoeveel oorloë hy al betrokke was, of hoe goeie soldaat hy is, of dat hy 'n soldaat is, was hierdie beld die kenteken gewees. Want daardie beld het verskillende medaljes gehad, verskillende kentekens wat daai soldaat se identiteit vir almal en vir homself bewys het. En weet julle wat het hulle gedoen? As 'n soldaat iets verkeerd gedoen het of gestraf moes word, het hulle in die openbaar sy beld afgehaal. Daai beld afgehaal met daai identiteit van hom. En van daai oomblik af is daai persoon nie meer gesien as 'n soldaat. En as jy vanmôre hierdie goed mooi hoor, en jy hoor waarmee Paulus besig is, en jy was al op 'n lughawe gewees, want hulle waarskynlik iewers ter so 'n tipe masjienkie gebruik, wat hulle jou ID of jou paspoort ingesit het, en dan het hulle vir jou gesê, ons wil net seker maak, jy is wie jy is. En jy kan vir hulle verduidelik hoe jy wil, wie jy is. Maar binne in jou ID-dokument is daar iewers ter sekere goed wat jy nie met die blote oog kan sien nie. Wat hulle met daai masjien verifieer, en daai ding bepaal, of dit jy is, wat voor hulle staan. En so het daardie soldaat sy identiteit gekry, in daai beld wat hy om hom gehang het. En as ons nou vanmôre die sprong maak, dan sê Paulus vir my en vir jou, dis die eerste ding wat ons moet hê, as ons bestaande bly, teen die misleiding van Houdini, is die beld van die waarheid. Ons moet ons lendene omgord met die beld, met die waarheid. En ek wil so 'n paar oomblikke so net 'n bietjie met jou deel oor wat die waarheid is. In die eerste plek gaan dit oor 'n objektiewe waarheid. Dit gaan oor ek en jy moet weet. Ek en jy moet weet wie God is. Ons moet weet wie die Vader is, ons moet weet wie die Seun is, ons moet weet wie die Heilige Gees is. Jy moet jou apostoliese geloofsbelijdenis weer gaan afstof. En as jy vanmôre nie 'n klou het waarvan ek nou praat nie, dan is dit 12 sinne wat die Christelike kerk deur al die eeue vir mekaar sê. En dan sal dit so 'n bietjie afstof weer in ons eie gemeente, om ons net te herinner daaraan, as ek jou in die middel van die nag bel, en vir jou vra, waarin glo jy? Wat is die waarheid waarin jy glo? Dan moet jy daai 12 goed sê. Glo in die Vader, God wat die hemel en aarde geskep het, Jesus Christus sy Seun, die enige gebore Seun, wat gesterf het, wat gelei het, wat begrawe is, wat opgestaan het, wat opgevaar het hemel toe. Glo Gees, ek glo in die kerk, ek glo in die vergifnis van sondes, ek glo in die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Dis die basiese kernwaarhede wat ek en jy moet ken. En dis objektiewe waarhede. In die wêreld waarin ons bly vandag is alles subjektief. Die postmodernisme, AI, al hierdie goeters, hoor my vanmôre, binne 'n volgende paar jaar gaan AI nie meer iets sê waarteen hulle iets kan meet nie.
As jy intik en vra, wie's die son, waar's die son, en AI sê vir jou, dis die 19de planeet, dan gaan jy dit in jou taak skryf. Want AI sê dit. Want daar's niks meer waarteen jy dit kan toets nie. Die waarheid wat ek en jy geleer het deur al die jare, dat daar net soveel planete is, en dis die son, bestaan nie meer. So die wêreld waarin ons vandag lewe, het waarheid so grys geword, en het het so subjektief geword, en jou waarheid is nie myne nie, en my waarheid is nie joune nie, en so is ons met hierdie mengelmoes besig, maar hierdie gordel om ons middel, om te staan teen hierdie ou, wat Houdini met 'n hoofletter is, wat jou wil mislei, wat jou tussen reg en minder reg en nie reg wil deurmekaar maak, met 'n aanbod op die tafel, sodat jy jou rug draai teen God, 'n verkeerde besluit kan maak, met 'n klomp effek daarby. Die einde van die dag, het ons nodig om iewester iets te hê, waarteen ons hierdie misleiding van hom te kan gaan toets. Die waarheid waarvan hier gepraat word, is nie 'n subjektiewe waarheid nie. Die waarheid waaroor hier gaan is God se mening oor 'n saak. En jy moet God se mening oor 'n saak, moet jy om jou middel hê. Dit moet jou op die einde van die dag regop hou. Dit moet jou op die einde van die dag beskerm. As 'n mens se korspiere nie sterk is nie, dan word jy maklik siek. Jy kry maklik beserings, jy raak lewensmoeg. So wanneer jou kernwaarheid, God se mening, nie meer jou regop hou, en jou postuur regop hou, en jou op die einde van die dag omgord, en jou beweeglik hou nie, dan is ons besig met 'n verkeerde ding. So die eerste belangrike ding wat ons moet onthou is, wat is die waarheid? Wat glo jy van God die Vader, van God die Seun, van God Jesus, die Heilige Gees? Wat is dit vir jou? Jesus is die waarheid. Hy self is die weg in die lewe. Hy sê dit self. En dit is so mooi as jy mooi gaan kyk na hierdie hele mondering wat Paulus hiervan praat. Beteken dit eintlik dat jy vir Jesus moet aantrek. Want Jesus is die waarheid. Jesus is die vryspraak. Jesus is die geregtigheid. Jesus is die geloof. Jesus is die swaard, die woord. Hy is die goeie nuus. So net soos wat hierdie soldaat nie sonder Jesus, sonder die waarheid, die gespe van waarheid, dit kon durf waag in 'n oorlog nie. Kan ek en jy nie sonder die waarheid van Jesus, dat hy die verlosser, die saligmaker en jou redder is, in hierdie oorlogsveld betrokke raak. Dis waaroor jy jou heel eerste en waarmee jy jou heel eerste moet omgord, is die waarheid dat Jesus die weg, die lewe. En dan die woord. Ons gaan daarby stil staan, ons gaan nie vanmôre daaroor praat nie, want dis die swaard van die Gees, dis die woord. Die waarheid wat in die woord geskryf staan, daai waarhede moet oor jou lippe kom, daai waarhede moet jy spreek, daai waarhede moet jy leef. Dis die belangrike waarhede. Dis waarmee ek en jy ons moet omgord. En dan is daar nog 'n stukkie waarheid by, en daai waarheid is 'n stuk waarheid wat ek en jy in ons alledaagse lewe moet uitleef. As ek die waarheid van Jesus om my het, en die waarheid van die woord, en die waarheid van soos God oor 'n saak voel, het dit 'n implikasie in hoe ek en jy leef. En daarom is dit so belangrik dat ons in ons alledaagse lewe nie met hierdie dubbelsinnigheid kan leef. Dat ons nie kan leef as twee gesigte nie. Want ek en jy kan die waarheid van God glo, en ons kan die waarheid van die Bybel glo, en Jesus kan jou verlosser wees. Maar as ek en jy nou so en net nou so optree, dubbelsinnig in hierdie wêreld leef, hypocrites is, in die kerk op 'n manier optree, en daar buite op 'n ander manier optree, dan verstaan ons nie wat die waarheid is. Die waarheid is nie net die waarheid van God, die objektiewe waarheid, oor hoe hy oor 'n ding voel, Jesus, sy woord nie. Die ander waarheid wat hiermee saamgaan, die implikasie van hierdie waarheid, is dat ek en jy sal leef in hierdie waarheid. En dat as mense met jou te doen kry, dat hulle sal weet, maar dis wie jy is. Jy is nie nou so en net nou so nie.
Jy het nie 'n rugby gesig en 'n kerk gesig en 'n kar gesig en 'n dorp gesig nie. Dis wie jy is. En dit gaan nie oor perfektheid nie. Dit gaan oor authenticity, opregtheid. Dit gaan oor wanneer ek 'n fout maak, dan is ek groot genoeg, opreg genoeg en is die waarheid so deel van my lewe dat ek ekskuus daarvoor kan sê en vergifnis kan kry. En so wil die Here sommer vanmôre vir my en vir jou nie net daarbo 'n pie in the sky inligting gee nie. Hy wil sommer vanmôre vir my en vir jou sê, daai goed is so belangrik om regop te bly teen hierdie oorlog, teen hierdie misleiding. Maar hoe jy lewe daar buite en hoe jy waarheid leef daar buite is net so deel van hierdie gordel van waarheid as wat hierdie ander objektiewe waarhede is. En ek dink die Here wil vanmôre vir my en vir jou sommer net daaraan herinner. Ons vergeet dit. Ons vergeet baie keer dat as ek en jy die stryd in die narrow probeer loop en ons hou by die regte ding, is ons so uit. Ons is so uit soos koekies in 'n kinderhuis. In die ou tyd se kinderhuise. Kan jy onthou, jy het met oop oë gebid en dis die toe oog gemaak het hulle jou kos uit jou bord uitgevul. Vra 'n bietjie vir oupa en ouma, dis hoe weer dit gegaan het in die tyd, né? Hulle het so oop oë gesit en bid daar, so om te sê op hulle merke gereed, voet om te eet, want anders is dit gone. Hoe jy lewe en hoe jy die waarheid leef en hoe jy die waarheid sien en hoe belangrik dit vir jou is om die waarheid te leef, het 'n direkte uitwerking oor hoe ek en jy hierdie misleier, hierdie Houdini in ons lewens kan teëstaan. As jy ry soos jy wil, en jy stop waar jy wil, en jy maak soos jy wil, en jy is verhewe bo die wet, en jy sukkel om die waarheid in jou lewe te hê. En hierdie goed werk saam. Ek sluit af vanmôre oor hoe trek 'n mens hierdie wapenrusting aan. Ek gaan sommer net vinnig vir jou hierdie ietsie sê, help my gaan bietjie aan tot by hoe trek jy die gordel aan. Okay, toe mamma nie worry nie. Hoe trek jy die aard of hierdie gordel aan? Hoe trek jy hierdie gordel aan? Jy staan op die waarheid. As jy in 'n situasie kom en hierdie misleiding kom en as iets anderster, dan staan jy op hierdie waarheid. Jy verander nie soos 'n verkleermannetjie op 'n smartie boks nie. Jy is nie by die kerk so en by die werk anderster nie. Die waarheid is vir jou waarheid en daai waarheid is konsekwent want jy het die waarheid met 'n hoofletter in jou en om jou en deel van jou lewe gemaak. Jy leef hierdie waarheid. As hierdie waarheid uitgedaag word, as sy dankie. As hierdie waarheid uitgedaag word, dan staan jy daar. Jy leef hierdie waarheid. In elke liewe situasie waar jy kom en gaan. Jy vertrou hierdie waarheid. Ons moet die Here vertrou dat die waarheid soos wat in sy skrif ons geopenbaar word, dit wat jy glo van God se siening oor 'n saak, kan jy maar in glo. Jy kan dit vertrou. Hou daaraan vas. Dis sy waarheid. Memoriseer hierdie waarheid. Net soos wat jy moet asseblief kyk na jou core, na jou kernspiere. En begin oefen as jy nie oefen nie. Doen dit. Oefen net jou middellyf, dat hierdie goed sterk word, want dit het 'n mediese implikasie vir die res van jou lewe. Moet ek en jy op 'n punt kom waar ons verby daai ding kom wat sê, ek kan niks onthou nie. Daar gaan my geheue. Ek is nou maar op daai punt. Kanselleer dit in die naam van die Here. Use it or lose it. Dis hoe jou kop werk. As jy hom nie gebruik nie, gaan jy hom verloor. Ons memoriseer die kwaad wat ander mense aan ons gedoen het, né? Dis waarmee ons goed is. Ons kan onthou wat in 1920 gebeur het. Maar as ek jou vra wat staan in Filippense 4:4, dan sê nee, ek kan nie onthou nie. Ek sukkel om te onthou. Jy wil nie. Want jy besef nie hoe belangrik is dit om die waarheid van God se woord hier te kry in jou kop, sodat jy dit kan spreek en sodat jy dit kan leef. So dit help nie net ons lees 'n bietjie Bybel so nou en dan en jy gaan val in hierdie oorlog. As jy wil staan met hierdie waarheid om jou wees, jy moet hom vasgespe. Dit moet deel wees van jou lewe. Die goed moet in jou kop kom. Jy moet weer tekste uit die Bybel uit gaan leer, mense. Ons moet goed in ons kop kry. Ons leer nie meer selfoonnommers nie. Ons ken nie ons ID-nommers nie, want alles is op ons fone. Maar wanneer die goed in ons koppe kom en ons memoriseer die waarheid en die leenaar, Houdini kom op jou terrein en hy wil geen een op jou tafel sit met sy aanbod, dan moet hierdie woord van God, die waarheid, die swaard waarby ons gaan kom, moet gereed wees. Waarom is jy
bang vir ons Jehovah getuie broers en susters? Hoekom is jy bang vir hulle? Hoekom loop jy myle om hierdie kafee as jy hier verby loop? Jy is bang hy ou kom onder jou. Jy is bang hy ou vra vir jou 'n vraag of twee, want hulle looi vir jou. Hulle ken 12 verse in die Bybel. En hulle vloor die gemiddelde Christen uit die hemel uit met daai 12 verse. Ons ken nie die woord van God nie. Die waarheid. Hierdie soldaat het geweet, as ek nie daai ding aan het nie, konners. Memoriseer 'n vers 'n week. 1 maand. Begin net. Bid hierdie waarheid. Spreek hierdie waarheid. Praat hierdie waarheid. Dit help nie, dis net nie binne in ons nie. Ons moet dit in ons taal begin gebruik. SLVMD. Ek het baie lank gesukkel om daai ding uit te vier. Maar ek wil daarmee stop vanmôre. Staan, leef, vertrou, memoriseer hom uit. Dis waarvoor SLVMD staan. Dit was my so mooi toe julle sulke oranje bandjies gedra het, toe ons almal gebid het vir die kinders. Ek wens so ons kan sommer net vanmôre iets aan ons lyf sit wat ons herinner in hierdie week om te sê ding, 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 ding. Sit aan jou gordel. Gesp jouself vas. Is die waarheid deel van die lewe? Dis die eerste ding sê Paulus, en die belangrikste ding, wat moet deel wees van jou geestelike modering wat jy laat regop staan. En daarmee saam kom 'n paar ander goeders. So die laaste een wat ek vanmôre, terwyl ons afsluit, die ouens met die dankoffer opneem, hulle kan my nou help, wag net so 'n bietjie. Ek wil sommer net vir jou vra vanmôre ter afsluiting. Waar is daai terrein? Waar is jou terrein waar die duiwel, Houdini, vir jou kan mislei, soos wat hy vir Eva mislei het daai boom. Waar hy die waarheid net so bietjie kan verdraai, waar hy jou kan so mislei dat jy teen God in jou lewe sal draai. Waar is dit? Ek het dit en jy het dit. Elkeen van ons het dit. Waar is dit? Ek wil jy met jou oor toemaak en vir 'n oombliekie net vanmôre vir die Gees van die Here sê, wys vir my asseblief, waar is dit in my lewe nou? Waar moet ek alles wat ek het spits? Want hier is 'n plek waar hy my kan mislei met 'n valse waarheid om my rug teen God te draai. Dit hoef nie groot goed te wees, dit kan sommer 'n klein dingetjie wees. Wat is dit? Here, help ons Heilige Gees, kom wys ons sommer net vanmôre. Kom wys my in my lewe, waar is dit? Wat is dit nou in my lewe? Wat die Satan, die misleier kan gebruik om my so te mislei dat ek my rug op U sal draai. Weet jy dit? Hoor jy dit? Is dit in jou gedagtes? Praat nou met die Here daaroor. Praat nou met die Here daaroor. Erken dit. Besef vanmôre dat as jy met jou eie emosies, met jou eie kopkennis en met jou eie instink daai terrein wil beskerm teen sy misleiding, gaan jy dit nie reg kry. Jy is te wispelturig, dit verander te veel. So maak vanmôre daai keuse om te sê, U waarheid. U waarheid. Hoe U oor hierdie saak voel. Dit wil ek vandag vat. Ek wil daarop staan. Ek wil daarvolgens leef. Ek vertrou en glo in hierdie waarheid wat U het, dat dit sterker is as hierdie misleiding.
Miskien moet jy iets gaan memoriseer, wat jy hierdie week vir jou die hele tyd gaan opsê, as hierdie versoeking op jou pad kom, of hierdie gedagtes in jou pad kom. Praat hierdie waarheid, bid hierdie waarheid, spreek hierdie waarheid, met 'n hoofletter, oor hierdie misleiding, en oor hierdie terrein, waaroor jy nou besig is om te gesels. Stel jou in aan God se waarheid, en gaan pas dan daai waarheid toe, in hierdie situasie. Miskien moet jy hierdie week vir die Here vra om iewers te vir jou in die Bybel 'n gedeelte te wys wat jy moet lees, wat jy moet raak lees, sodat jy daar iets sal raak lees van sy waarheid. Miskien moet jy 'n bietjie gaan afstof en sommer net weer gaan dink oor wie is jy, wat is jou identiteit, jou beld wat jy dra om jou lyf. Dit sê ook iets van wie jy is. Jy's 'n kind van God. En omdat jy 'n kind van God is, het jy status, het jy voorregte om teen hierdie misleiding te kan staan. Miskien moet jy hierdie week ophou om iets te doen. Miskien moet jy uit 'n situasie uitkom, want dis daai situasie wat dit vir jou moeilik maak, wat dit vir jou maklik maak. Here, so dankie dat ons vanmôre met hierdie woord huis toe kan gaan. En dat dit nie net informasie is nie, maar dat U ons wil beskerm, dat U ons wil transformeer teen hierdie misleiding van die lewe. Dankie dat ons in U sterker as hy is wat in hierdie wêreld is. Dankie Here dat ons vanmôre ons krag in U kom soek en in U groot mag. En daarom wil ek vanmôre hierdie gordel van waarheid aantrek. Omdat ek glo dan in die waarde daarvan. Amen.